Ons teruggaan na ons blyplekke, Vader, ons besighede, ons werke in hierdie week. Dat alles anders sal wees. Omdat U dit kan doen, U alleen kan dit doen, Here. Ons slaan nie ons oë op na die berge, die Here. Want ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam, amen. Amen. Halleluja. Baie dankie, broer Stella. Ek weet nou nie wat het ek daar sit. Nou sê, baie dankie. Wat het nou vir ons pastoor geword? Wegraak. Ja, broer Stella, baie dankie aan die raad en aan die mense wat hier is. Vir 'n wonderlike voorreg om weer eens saam met julle te wees. Dit is vir my altyd lekker om hier in Koster te wees. En hey, raai wat? As al hierdie paaie reg is, wow, man, oh man, gaan dit nie 'n wonderlike plek wees om hier te kom nie, né? Yes, dit gaan gebeur. Nou broeders, ek wil graag met u gesels vanoggend. U weet nou al teen hierdie tyd dat ek het al baie keer vir u gesê, wanneer die Here met ons praat en vir ons iets vra om te doen, dan vra hy nie vir ons iets wat ons eers weer moet leer om te doen nie. Want ons doen dit alreeds. Nie waar nie? Gee en vir jou sal gegee word. Ons hoef nie te vra, Here, hoe moet ek gee, wat ons gee? Maak nie saak wat jy gee nie, jy gee. Jy het om die regte dinge te gee. As Here vir ons sê, ons moet ons denke hernuwe of vernuwe, dan weet ons hoe om dit te doen. Want ons kan dink. Jy of nie kan dink nie, daar is net een persoon wat nie kan dink nie. Dis jy wat gister begrawe is. Almal van ons dink. As jy iets sien, dan laat dit jou dink aan iets. As jy iets hoor, dan laat dit jou dink aan iets. So die Here praat met ons vanuit metafore, wat ons al reeds kan doen, maar dinge wat ons beter moet doen, of in lyn met sy wil te doen. En dit is die dinge wat ons lewens totaal en al kan verander. Amen. Ek wil vandag met u praat oor dinge wat ons sê, praat, spreek. Dink daai ding het vasgehaak daarbo. Of druk ek die verkeerde knop hieronder? Boem. Bang. Jangelang. Hy sal nou doen. Here praat met ons oor gesprekke. Ook iets wat ons almal alreeds kan doen. Is dit nie waar nie? Ons weet hoe om te praat. Nonsens te praat, sens te praat, of om nie te praat nie. Baie keer probeer ons iemand stil maak wat praat. Maar die Here wil hê ons moet leer hoe ons moet praat met mense. En hy gee ons hierdie opdrag uit sy woord wat ons nou sal sien as hulle daarbo gaan regkom. Is dit reg daarbo? Sê. Weet, die Here praat altyd eerste met ons. Nou praat gaan oor om die stilte te verbreek. Iets wat die Here wil sê of iets wat iemand aan jou wil sê, om daardie stilte te verbreek. Gesprekke. En hoor wat sê die Here vir ons hier in Jesaja 3 vanaf vers 11. So spreek die Here. Daardie woorde is Adonai Elohim. Dis nie sommer dit Adonai Elohim nie. Hy sê so spreek die Here. Dan gaan hy verder daar en hy sê vir ons dat skepper van heerser in krag en majesteit. Dis wat eintlik hierdie woorde Adonai Elohim beteken. Hy is die skepper, hy is die heerser in krag en in majesteit. En is hy wat vanoggend die stilte tussen hom en ons wil verbreek. Hy wil met ons praat. En hy wil ook hê ons moet met hom praat. Hy gaan verder en sê, of hulle nou wil luister en of hulle nie wil luister nie. Baie keer kom ons kerk net om ons gewete te sis. Ek wil nie regtig hoor wat daar gesê word.
hoender is in die oond, of die skaapbout is in die oond, en jy weet, en die pampoen is besig om te kook, en ek wil by die huis kom, en jy weet, ek wil gaan vis vang, 'n visie, en daai tipe dinge, jy weet ons. Dit is 'n ander preek daar, hè. Nee, reg. Of hulle nou wil luister, of nie. Nou hierdie die woorde, spreek en luister, moet vandag deurdring in ons lewens. Die woordjie spreek is dabar in Hebreëus. Dabar. Wat 'n magtige betekenis het. En in hierdie konteks is die betekenis van dabar die volgende: Adonai Elohim, die Here, die skepper, die heerser, wat in krag en in majesteit, wat die stilte wil verbreek en sinvol iets aan ons wil proklameer. En elke keer wanneer ons die Bybel lees, is dit eintlik die Here wat met ons wil praat, om daardie stilte te verbreek, om werklik iets te proklameer. Die woordjie spreek is God wat spreek in hierdie konteks. Hierdie skepper, hierdie majesteit, hierdie kragtige groot ek is, wat iets sinvol aan ons wil proklameer, wat dit vir jou wil sê. Dis eintlik wat spreek beteken. So wees versigtig wat jy ook vir mense sê. Nie sommer net nonsens praat nie. Moenie net praat oor iets wat jy gehoor het nie. Wanneer jy praat met jou vrou, met jou man, met jou kinders, praat sinvol, verbreek die stilte en praat sinvol met hulle. Dis wat dabar beteken. En die woordjie luister, of weier om te luister. Kyk bietjie wat beteken hierdie woordjie luister. Dit is shama in Hebreëus. En kyk wat beteken dit. Dit beteken om aandagtig, om konstruktief en beplant te luister. Dis nie net om te hoor nie. Ek hoor wat jy sê. Nee, dis nie wat dit is nie. Luister beteken om aandagtig met iemand in die oë te kyk en aandagtig te luister wat hy sê. En hier is dit God wat praat. En terwyl hy praat, om 'n konstruktief en beplant te luister, hoe gaan dit wat ek nou hoor my lewe verander? Want elke keer wanneer ons die woord van God hoor, of jy dit hoor in 'n diens soos hierdie, of 'n woordskool, of jy dit hoor wanneer jy die Bybel lees, dan moet jy daarna luister, konstruktief, aandagtig en beplant. Hoe gaan dit wat die Here hier nou vir my sê, hoe gaan dit my lewe vandag en môre en oormôre verander? Daarom kom hier Jesus en hy sê vir ons, gee ons vandag ons daaglikse brood. Wat eintlik dui op hierdie luister, hoe dit vandag my lewe kan verander. Dis wat hierdie twee woorde eintlik, en of jy nou wil luister of jy, ek praat nog steeds, sê die Here. Daar is soveel kere wat die Here met ons praat. Ek het al die gewoonte aangeleer om, waar ek ook al ry en waar ek ook al beweeg, om dinge te sien of dinge waarna ek kyk, in 'n gedagtegang te ontwikkel, wat die Here vir my iets wil sê deur dit wat ek sien. Baie keer, meeste van die kere, berei die Here my dan voor vir 'n preek wat ek moet preek. Selfs op dinge wat ek daar buite sien en selfs hoor. En ek bid vandag, Here, dat elke persoon in hierdie gebou sal luister, aandagtig, konstruktief en beplant. Want weet jy wat? Die Here, hierdie skepper God, hierdie heerser in krag, wil iets in jou lewe verander. Iets in jou lewe verander. Spreek dabar. Die Here breek die stilte en hy proklameer kragtig en iets sinvol met ons. Kan ek hier net so 'n bietjie skryf? Ja, ek raak nou kopseer om so te wil kyk. Die van julle wat daar wil kyk, ja, hoop jy kan dit tog sien. Ja, jy weet, om die stilte te verbreek, broer, wanneer jy die Bybel lees, laat toe dat die Here die stilte verbreek tussen jou en hom. Moet jy die Bybel lees om jou gewete te sus nie. Net iets doen, kerk toe gaan om die gewete te sus nie. Laat toe dat die Here die stilte tussen jou en hom verbreek. Reg. Luister, Shama, ons moet aandagtig en konstruktief en beplant luister na wat hy wil sê en wat hy gaan sê. En hierdie spreek, dabar en Shama, dui eintlik op 3 baie belangrike gesprekke
wat jou lewe van vandag af drasties kan verander. Ek sê dit weer. 3 gesprekke wat jou luister. Dis daai gesprekke van praat en luister. Hier is 'n ene wat my, ek wil nie sê kwaad raak nie, want 'n kind van God mag nie. Nee, 'n kind van God mag kwaad raak. Hy sê word kwaad, maar moet nie sondig nie. As jy iemand groet, want jy wil die stilte verbreek tussen daardie persoon. En jy steek jou hand in die groet daai persoon. En hy kyk 'n ander pad. Ek voel ek kan hom klap, papa. Ek sê jou. Weet hy kyk 'n ander rigting. Weet of hy kyk na my en gaan aan met praat met hom, maar hou nog steeds met hom. Dan is hier 'n ander leeu wat praat. Dis presies dieselfde met luister en praat. Jy weet die Here kom hier en hy praat met jou, sommer so in die lug het hy kyk jou eintlik direk in die oë. En hy wil jy moet luister, aandagtig, konstruktief en beplant. En hierdie 3 gesprekke kan van vandag af jou lewe heeltemal verander. En hierdie 3 gesprekke is in hierdie volgorde deur die Here aan ons gegee. Jy kan nie die laaste en die eerste probeer doen nie. Jy moet die eerste ene eers doen, die tweede ene doen, en dan eers kan jy die laaste ene aanpak. Kom ons gaan kyk 'n bietjie daarna. Die eerste belangrike gesprek in ons lewe is die gesprek tussen jou en God. Is waar jy met hom praat en hy met jou praat. Om daardie stilte te verbreek. Jy weet, en wanneer die Bybel sê ons moet die stilte tussen ons en God verbreek, is nie omdat hy stil is nie. Hy wil hê ons moet met hom begin praat. Hy wil hê ons moet ook luister wanneer hy met ons praat, terwyl ons met hom praat. Want 'n gesprek is nie 'n monoloog nie. Dit is 'n dialoog. Jy praat en jy luister. Amen. En hierdie gesprek is die mees belangrikste gesprek in ons lewens. Dit is 'n gesprek tussen jou en God. Kom ons gaan kyk wat sê die woord. Hierdie gesprek het Job se lewe totaal en al verander. In 'n oomblik het sy lewe verander. Hy het alles verloor. Hy bevind homself op 'n afloop. Hy krap homself met potskerwe, so juk hy van al die absesse en seerplekke. Hy het probleme gehad. Die Bybel sê hy het gestink. Sy vrou het haar kop weggedraai as hy met haar praat, so het sy asem geruik. Erg man, verskriklik. En alwaarna Job vir 9 maande luister, is wat sy vriende vir hom sê. En hoe hy kla teenoor hulle. En hoe hy reageer op dit wat sy vriende vir hom sê. Gaan kyk maar, die eerste klomp hoofstukke. Daai gesprekke tussen die vriende wat hulle met mekaar praat oor Job se toestand en hoe hulle met Job praat en hoe Job hulle antwoord so af en toe. Daardie gesprek het Job se lewe verander. Toe hy begin fokus op die regte gesprek. Job 38 vers 1 tot 3. En die Here het Job uit 'n storm geantwoord en hy het gesê: as daar 'n storm in jou lewe, as daar dinge wat woes is in jou lewe, as dinge wat totaal en al verkeerd geloop het in jou lewe, God wil met jou praat, begin dit met hom praat. En skielik begin Job met die Here praat. In daardie toestand. Moenie wag tot dit goed gaan met jou voordat jy met die Here begin praat nie. Dis juist in die tyd van jou nood, in die tyd van jou storm, in die tyd van die heek van jou liggaam, en wat dinge stink om jou. Probleme praat ek van, hè? So wat jy met die Here moet praat. Hou op om mense daaroor te praat. Hou op om met iemand se raad te soek daaroor. Praat met die ene vir wie dit belangrik is om te luister na jou, wat jou nie sal veroordeel nie, wat jou nie tot die hel sal verdoem nie, maar wat ander met jou lewe wil bewerkstellig. En God het Job uit 'n storm geantwoord en hy het gesê: wie dink jy is jy om my wysheid met jou oningeligte leë woorde te bevraagteken? As die Here so met my begin praat, weet ek, hy wil iets vir my sê. Want ons praat soms nonsens.
Sal wanneer dit kom by die dinge oor God. Dan praat ons nonsens, kan iemand sê ouch. Dan kom die Here vandag en hy sê, hey, wie dink jy is jy? Wie is jy om hierdie oningeligte leefwoorde my te bevraagteken? Is God dan nie 'n God van liefde nie? Shame! Dis ongeligte, onnodige woorde. Het die Here my dan vergeet? Dink die Here nie meer aan my nie? Antwoord hy nie meer my gebede nie? Dan kom die Here, hy praat vanoggend by jou en sê, wie dink jy is jy? Deur te sê, hierdie oningeligte leefwoorde my te bevraagteken. As die Bybel sê, nader tot God, beteken dit nie omdat hy ver is nie. Hy is hier by jou, maar al wat hy wil hê, is om te draai en om te omhels. Dit wat nader beteken. As die woord van die Here sê, soek die Here, beteken nie dat hy het iewers weggeraak nie. Hy's daar, maar hy wil hê, jy moet alles los, en dit wat die mees belangrikste in jou lewe is om hom te vind. Ons weet wat soek beteken. As jy iets nodig het, jy kry dit nie. Wie het al daai ervaring gehad van soek? Vir al jou sleutels, as jy weet jy moet op 'n plek wees. Ek het hier neergesit, waar is dit nou? Wie het dit gevat? En jy soek dit, maar jy's hartstagtig, jy sit en dink, waar het ek dit neergesit? Jy soek dit, maar eintlik is die skuld baie naby aan jou. En so wil die Here hê, ons moet hom soek. Ons moet hom soek met alles wat in ons is. Ons moet hom soek, omdat dit wat ons soek belangrik is in ons lewens. Daai gesprek met God. En God se gesprek met my. Wie dink jy is jy? Daai oningeligte woorde my te bevraagteken. Ek het daai gedaan, né? Ja, leefwoord nog. Staan op, sê die Here vir hom, man. God jou heup is soos 'n man. Dit gaan nie oor 'n man soos u en ek nie. Ish is die woordjie wat jy, God jou heup is soos 'n kampioen, sê die Here. En beantwoord die vraag wat ek jou nou sal vra. En ons kom ons sulke sinnelose vrae vra. Iemand kom uit vir gebed. Ek, suster, broer, waar kom ek? Want die Here het my vergeet. Ek kry die Here nergens nie. Beste antwoord vir so 'n persoon, gaan soek hom dan verder daar buite. Of wat gaan soek op jou knieë. Verstaan jy? Dis hoekom jy sê, wie dink jy is jy, man? Staan op! God jou, soos 'n kampioen. Ek sal jou vrae vra. En jy moet my probeer beantwoord. Amen. Dis God wat hier praat. En elkeen van ons ook met my. Ek het ook gewaag op pad hierheen om aan iets te dink. Dis Here, het jy dan nie my gebed gehoor nie? Here praat ook nou met jou veel burger wie. Amper sê ek hy, wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy? So 'n oningeligte woorde dit met te praat. Antwoord jy nou die vraag wat ek jou gaan vra. As jy dan so slim is, antwoord my en vertel my daarvan. En wie het besluit hoe groot die aarde moet wees? Was jy daar gewees, sê die Here? Was jy daar toe ek besluit het hoe groot die hemelruim moet wees? Ons sal die diepte en die afstand van die hemelruim nooit kan bepaal nie, ons as mens nie. Ons sukkel nou nog na die eerste landing op die maan, om verder as die maan te gaan na Mars toe. En is net hier naby ons. Wie is jy, sê die Here, man? Staan op en God jou soos 'n kampioen. Beantwoord hierdie vraag wat ek jou gaan vra. Is dit, wie het met 'n meetsnoer dit gemeet? Hy gaan verder, weet jy al hierdie antwoorde, sê die Here. En dan Jakob 1 tot 3. Kan jy 'n prooi jag vir die leeuwin om die honger van haar welpies te stil? Die Here bespot ons eintlik met hierdie sinnelose oningeligte woorde. Amen. Sê, kan jy vir die klein welpies van 'n leeuwin prooi gaan jag? Hy gaan verder en sê, wie voer die kraaie wanneer hulle kleintjies na God roep vir kos? Hy gaan verder en sê, Job, leer jy die valk hoe om te vlieg wanneer sy vlerke na die suide sprei?
Hy gaan verder en hy sê, wag die arend vir jou bevel om sy nes hoog die berge te bou. Here praat oor dinge wat ons elke dag hier om ons sien, wat ons soms miskyk en wonder hoe dit tot stand. Hy sê, ek het dit tot stand gebring. Daardie arend wag op my woord. Ons kla oor die koue. Ons kla oor die winter. Waar? Hoekom is dit so koud? Sê jy maar staan op. God is soos 'n kampioen en antwoord hierdie vraag. Die winter bring balans in die skepping in die heelal. En dan onder die swart land waar die koring, waar jou wheatpix vandaan kom en jou cornflakes vandaan kom. Hierdie tyd van die jaar wag die boere op ryp. En as dit nie ryp onder in die swart land nie, is daar nie 'n oes nie. Hulle praat van kwaliteit ryp. Jy sê, hierdie winter maar net verby gaan. Verstaan die broeders? Die Here kom en sê, wie het dit bepaal? Wie het dit bepaal? Wie die seisoene daar gestel? As jy koud kry, sê Here, dankie. Dankie, die seisoen is verander. Ons gaan binnekort weer perskes eet. Ons gaan binnekort weer piesangs kan skil. Ons gaan binnekort weer mangoes kan. Verstaan nie wat ek probeer sê, broeders? Here praat met ons van dit iets wat ons al reeds ken. Baie keer so bevraagteken. Ons het so gewoond geraak aan piesangs reg deur die jaar, dat ons nie meer worry oor die somermaande nie. Ons het so geraak aan wheatpix op die rakke van Spar en van Woolies en van Pick n Pay en daai tipe dinge, né? Dat ons nie weet waar kom dit vandaan nie. Ja, toe het Job die Here geantwoord, wat hy het geen antwoord op hierdie vraag nie. Net besef, Here, ek is eintlik 'n dwaas. Toe antwoord Job die Here, en hoor wat sê, ek weet dat u alles kan doen. U maak planne en niks kan dit verander of stop nie. Hy gaan verder en hy sê, ek vra hoe ek dit durf om die wysheid te bevraagteken terwyl ek so onkundig en dom is, Here. Ek het gepraat oor dinge wat ek nie verstaan het nie. Wonders te groot vir my om te ken. Luister tog na my. Ek wil met u praat en ek wil u vra. Asseblief, Here, antwoord my en leer my. In die verlede het ek bloot van u gehoor, maar nou het ek u met my eie oë gesien. Dit kan alleen gebeur wanneer jy met God praat. Wanneer jy waag om die stilte te breek tussen jou en die Here. Ek kry skaam en ek is so jammer, Here. Terwyl ek hier in stof en in as sit, beloof ek om my hart en my lewe te verander. En ons weet wat daar gebeur het, né? Rukkie daarna het Job sy hele lewe verander. Hy het vir sy vriende gaan bid en het hulle geseën. En die woord sê, en God het sy omstandighede verander en vir hom gegee, dubbel dit wat hy gehad het, dit wat hy verloor het. Kan jy sien, jou gesprek met God kan vandag jou lewe verander. Die wyse hoe jy met die Here praat. Jou gebed is nie net om te bid nie. Gebed is jy praat met God. Miskien ons uit tafel gebeure, né? Almal maak die oor toe seën deur die voedsel te voer, maak ons dankbaar daarvoor. Amen. Waar is die brood? Is daar nie sous vir die brood nie? Waar is die botter? Ek het nie 'n vrik op my tafel nie. Vrou het hierdie tafel gedek nie, maar ek het nou te gebid, Here seën die voedsel wat ons voorgesit het. Amen. Praat met God. Gebed is die mees belangrikste aspek in ons lewens. Maak iets daarvan. Doen iets met jou gebed. Dit help jy verander jou stemtoon en verander jou sintakse en die terminologie nie om heilig te klink voor God. Hy weet wie jy is, man. Hy weet wat jy is. Jy kan ook die mense om jou beïndruk. Maar jy beïndruk nie die Here nie. Praat met hom soos wat jy is. Praat met hom vanuit jou hart. Nie soos veel burger praat. Die grootste. Daar is 'n mooi woord daarvoor
Maar die grootste hey man, ek wens ek kan 'n woord in hierdie kerk gebruik. Maar anyway, die grootste fout wat ek gemaak het. Heel eerste keer wat ek in my lewe gepreek het, was ek 'n jong man. Toe probeer ek preek wat ek gesien het iemand preek. Was die grootste flop wat ek in my lewe gemaak het. Toe ek daar afklim van daai kansel af, toe sê ek, nooit ooit weer nie. Die Here wil my nie gebruik nie. Die Here kan my nie gebruik nie. Mense het uitgeloop, want ek het 'n show opgesit, papa. Ek wil vir jou sê, want ek het mos daai kom gesien het doen, jy weet, hier's ek ook, man. Dus ek het gespring, en mense begin uitloop. En na die tyd toe kom 'n ou oom na my toe. En hy sê vir my, ou seun, daar's soveel potensiaal in jou. Maar volgens die Here sê vir die mense, praat wie jy is. Amen. Nie soos iemand anders nie. Die beste les ek geleer het, was in die Boggerop, die fout wat ek gemaak het. Die beste les. Hier kom die beste les wat Job geleer het, was dit daardie fout wat hy gemaak het. Daardie toestand, die Here het hom met daardie storm geantwoord. Die beste gesprek wat jy kan voer, is jou gesprek met die Here, want dan gaan hy met jou begin praat, as jy met hom praat in jou opregtheid. Jou opregtheid beteken nie, jy het alles reg gedoen nie, soms beteken, jy het alles verkeerd gedoen, maar jy kom en jy bely voor die Here, soos Dawid baie keer gedoen het. Dan kan die Here met jou praat, op die vlak waar hy weet jy is. En dan eers kan die Here jou ophef na vlak waar hy jou wil hê. Moenie probeer praat van hier, jy's daar onder in die gravel nie. Praat met God. Die belangrikste gesprek wat jy kan hê. Daai gesprek tussen jou en die Here. En dan eers jou tweede gesprek. Jou gesprek met jouself. Wie praat nie met homself nie? Wie praat met homself? Gedurig. Nie met die selfoon, met jouself. Ja. Jy praat met jouself. Maar probeer eers met jou praat, met jouself praat, wanneer jy met God gepraat, want dan praat jy sens met jouself. Want wanneer jy praat met jouself, en jy fokus op dit wat die Here met jou gepraat het, dan praat jy soos wat die wêreld praat. Jy kla soos wat die wêreld kla. Jy brom soos wat die wêreld brom. Jy maak uitkantings soos wat die wêreld praat. Die Here hou niks daarvan nie. Jy weet baie keer, broer en suster, luister mooi wat ek sê, is wanneer jy bid, en jy bid ernstig oor jou probleme, en jy staan op, jy begin verkeerd praat. Jy begin die teenoorgestelde praat wat jy gebid het. Ja, ek het met die Here gevra om hierdie ding te verander in my lewe. Maar weet jy wat? Ek kan dit nie doen nie, want die Here weet saam met wie ek werk en vir wie ek werk en ek kan nie meer nie, En dan kanselleer jy jou eie gebed. Jy trek 'n streep deur jou eie gebed. Want die mees belangrikste wat jy doen, is wat jy doen nadat jy gebid het. Dis meer belangrik soms as wat jy gebid het en wat jy gevra het. Want onmiddellik as ons klaar gebid het, luister ek radio, en ek hoor Ramaphosa het weer iets gesê, en die ander ou met die kappie, met die rooi kappie, wat sy naam, Malema, hy het iets gesê, en as ek onmiddellik kwaad is, kan die Here nie ons land verander nie. Hoekom wil die Here nie ons land verander nie? Kan ons jou 'n nuwe regering kry nie? En dan dink ek sommer 'n paar ou wat ek president sal maak. Dan het jy jou eie gebed gekanselleer. Want weet jy wat? Die dinge waaroor ons praat, is die dinge met wie ons praat. Iemand wat skinder, kry 'n ou groepie bymekaar. Ons sê, het jy al gesien, het jy al gehoor? Ja, ek sien, nou dit hier daarvan praat, nou sien ek dit. Het jy gehoor? Vragtig. Is dit regtig so? En dan reageer jy op die dinge
met wie jy gepraat het. Daarom is die tweede belangrikste gesprek in jou lewe, die dinge wat jy met jouself praat. Moenie deel word van 'n gossip groep nie. Moenie luister na iemand wat ons skinder nie. Moenie luister na iemand wat negatief praat oor hierdie kerk of die prediker of die leierskap van hierdie kerk. Moenie luister nie. Dit gaan jou houding en jou verhouding met God verander. En dit gaan jou gebede kanselleer. Praat met jouself. Want jy praat is sinvolle dinge wat jy proklameer of onsinvolle dinge wat jy proklameer. Amen. En jy luister na die dinge wat jy met jouself praat. Het jy al gefight in jou eie gedagtes met iemand? Het jy al beklei met iemand in jou gedagtes? As ek nou by die huis kom, kan ek my vrou sê wat ek dink hiervan. As ek by die huis kom, hallo my liefie, hoe gaan het met jou? Maar papa, ek het al gefight, ou maat. Ek het die fight gewen, my broer. Amen. Ja, dat is die waarheid, man. Wagtig. Ja, en jy weet, jou gesprek, en dit is nadat jy met God gepraat, die mees belangrikste gesprek is leer om sinvol met die Here te praat. Leer om sinvol te luister wat hy vir jou sê terwyl jy met hom praat. En daardie geloof, daardie vertroue, daardie verwagting wat jy ophou terwyl jy met die Here praat, begin daarna met jouself praat. Hierdie gesprek moet absoluut sinvol, beplant en ook kragtig wees, want enige gesprek is kragtig. Veral wanneer jy met jouself praat. Josua 1 vers 8 kom die Here met praat met Josua. Die volk Israel was vir 40 jaar in die woestyn. Uiteindelik hier is op die grense van die land wat hulle in besit moet neem. 'n wye en 'n groot land wat God vir hulle voorberei, wat 'n jaar gelede aan hulle beloof het, en ek sal aan julle hierdie land gee. Hier staan Josua. Moses is dood. Hier staan Josua. Hy moet die volk oor die Jordaan lei. En hy kom op 'n plek wat hy met die Here weet, nou moet ek met die Here praat. En die Here begin met hom praat. Wow. Wanneer jy die grootste nood en probleem in die gesig staar, kry jy 'n plek in die tyd om met God te praat daaroor. Praat met hom oor jou, hoe jy voel. Praat met hom oor wat jy ervaar. Praat met hom oor jou ongeloof. Praat met hom oor jou twyfel. Moet dit nie gaan uitspreek dat almal dit hoor. Ek weet hoe die Here gaan help nie. Praat met hom oor dit. Die Here praat en hy sê, Josua, kinders van die Here in hierdie kerkgebou vandag, jou hele lewe kan van vandag af verander. Maar hierdie wetboek, Torah. Daardie woordjie Torah is riglyne, dis opdragte, dis aanwysings, dis leerstellings. Wat se opdragte, wat se aanwysings, wat se leerstellings mag nie uit jou mond wyk nie. Hy gaan verder en sê, maar bepeinsde dag en nag, sodat jy in alles voorspoedig kan wees. En ons glo mos as mense sê, nee, wat Nuwe Testament is nie wetties nie. Wet is die Ou Testament. Paulus het gesê, die wet bestaan nie meer nie. Dis nie wat hy gesê het nie. Hy praat hier van rigtingwys. Daar's 'n wet wat op ons harte geskryf. Jy ry nie met daai wetboek in jou kar rond nie. Want jy weet, jy moet aan die linkerkant van die pad ry. Jy weet, as daar 'n teken is en die kerk draai, moet jy spoed verminder. Daardie wette is in ons land ingesit. Dis wat die Torah beteken vir ons. Sodat jy veilig aan die ander kant kan uitkom. Nee, wat wetties, dis wet daai. Dis wetties om 10 te betaal. Ek betaal die 10 nie. Hey, surprise, Marai, surprise. Jy gaan nie oes nie. Jy gaan die belofte van die Here kry. Here, help my finansies, Here. Here, maak die venster van die hemel vir my oop, Here. My kind, staan op. God is 'n kampioen. Want ek wil met jou praat. Bring jou volle tiende na die skat uit, sodat my huis kos kan wees. En beproef my dan nou hierin. En kyk of ek nie dan die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak nie. Amen. En weet die tiende
is nie 'n wet gewees nie. Die 10de is 600 jaar voor die wet ingestel het deur Moses, is die 10de deur die Here ingestel. Nie as 'n wet nie, as 'n lewenswyse. Om suksesvol te wees waar? In jou finansies. Om jou voorspoedig te maak. Om jou te help, sodat by Woolies net 'n hoender kan gaan. Hoop jy is nie Woolies nie. Maar ek is op pad hier na Woolies, nee. Dis 'n ander preek daai. Verstaan jy? Dit is wat hy, sodat jy daarin geskrywe staan, sodat jy in alles suksesvol kan wees. Ek kan nie die Here vertrou om net nou as ek terugry huis toe, aan die regterkant van die pad ry, wat ek 'n kind van God is en ek gaan veilig aan die ander kant uitkom. Gaan hy my beskerm? No. Hierdie wetboek mag nie uit jou hart wyk. Ek moet aan die linkerkant van die pad hou. Amen. En presies, daar's dinge wat die Here ons sê. Die woord van God kom in Galasiërs en sê, wandel in die Gees. Dat beteken nie, jy sit Bybel onder jou arm en jy begin in tale kan wandel in die Gees nie. Ag, jy bedrieg jouself. Wandel in die Gees beteken om binne sekere grense in jou lewe te bly uit gewoonte uit. Jou huwelik is wandel in die Gees. Daar's sekere grense in jou huwelik wat jy nie mag oorskry nie. En as jy dit nie oorskry, dan wandel jy in die Gees wat jou huwelik aan betref. Jou werk is wandel in die Gees. Jou besigheid is wandel in die Gees. Want daar's sekere wette, daar's sekere reëls, daar's sekere grense wat opgestel wat jy nie mag oorskry nie. As jy 'n werk het, dan moet jy jou werk doen wat die Bybel sê, nie omdat jy vir 'n baas werk nie, omdat jy vir my werk, sê die Here. Maak nie saak wie, hy kan 'n Hindoe, hy kan 'n moslim, hy kan 'n ISIS wees, maak nie, hy kan jou vloek en skel elke dag, maar jy werk, jy doen jou werk omdat jy dit doen vir die Here. Amen, dis wandel in die Gees. Jy kan nie 9 uur opdag as jy 8 uur moes begin het. Jy kan nie 'n smoke break elke halfuur gaan vat nie. Jy kan nie 'n etensuur vat en verleng met 'n halfuur nie. Daar is reëls. Wandel in die Gees. Jy kan nie 3 uur oppak en huis toe gaan nie. As jy 5 uur is, moet jy werk tot 5 uur. Moenie begin oppak 4 uur nie. Dan sit jy wag. 5 uur moet kom. Werk. Want die nag kom nader. Nee, dis nou 'n ander preek daai, né? 'n Bietjie hier buite uit konteks ek moet hom, né? Maar jy verstaan wat ek probeer. Jou besigheid is wandel in die Gees. Jy hanteer dit so wat God wil hê jy moet doen. Dis wat wandel in die Gees beteken. Jou finansies is wandel in die Gees. Daar is sekere reëls van jou finansies. Jy kan nie koop wat jy wil en hoeveel jy wil en skuld maak soos wat jy wil nie. En dan die Here probeer oortuig dat Here, U het my geoortuig. Ek het jare gelede, ek dink iemand hier sal dit weet nie. Man, ek 230 Mercedes-Benz. Was nog 'n jong laaitjie gewees. Daar staan op die vertoonplekke 'n Mercedes so bruine, 230 myne en nog 'n ou kleur ook. Die Here, as trustbank die finansiering goedkeur, dan weet ek dit kom van U af. Die tweede grootste fout wat ek in my lewe gemaak het. Want weet jy wat, trustbank het die lening goedgekeur. En 3 maande daarna, toe kon ek dit nie meer betaal. Ek sê, Here, maar wat nou, Here? Wat nou? Sê ek het nie lening gemaak, jy het nie lening gemaak. Jy sê wat ek moes my salaris in perspektief gebring het. Ek moes gekyk het wat is my uitgawes. Ek moet gekyk het wat gaan ek oorhou as ek hierdie Mercedes-Benz ry. En nog 'n ander ding, kan ek sy brandstof betaal? Kan ek sy dienste betaal? Verstaan nie? Dis wandel in die Gees. Jy gaan skuld maak en dink die Here gaan dit vir jou gee. Omdat jy gesê het, as die Here vir my goedkeur, baie ouens het al, en dan kom ons met dit soos 'n dwaas. Here, wat nou? Ek kan nie, eendag gesê, nee, die Here het nooit gesê. Die Here sal nooit vir jou sê, moet skuld maak. Die Here het maar weet wys, wandel in die Gees. Jy sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Jy sien, want die vlees begeer teen die Gees. Die twee staan teenoor mekaar en jy kan nie doen wat jy wil nie, sê die Bybel. Amen.
Weet want om in die vlees te wandel, het nie grense nie. Daar's nie grense nie. Jy kan doen wat jy wil, met wie jy wil, wanneer jy wil, waar jy wil en hoe lank jy wil. En daar's nie grense nie. Verstaan nie? Dis wat sonde is. Anyway, goed. Hy sê nou nog 'n ding. Ja, Jara. Ek daar in Jerusalem is daar 'n rabbi, Dr. Eli. Ek het 'n keer 'n gesprek met hom gehad en ons gepraat oor hierdie woordjie Torah. En hy het vir my geleer hoe die Torah reg deur die Nuwe Testament getrek word. Jy weet, dit wat werklik die wet van God is. Here, wat is die groot gewet? Grootste wet in die woord. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand en met alles wat jy. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie, Torah, hang die hele wet en die profete. Maklik nie, né? Right. Daar word die Jara, hy sê vir my, Rofiel, you know what? Jara is the root word for Torah. Met ander woorde, Torah het homself ontleen vanuit die woordjie Jara. Dis die wortelwoord van Torah. And you know what it means? It means rain that falls from heaven and nourishes everything on earth so that there will be fruit and trees and grass for everybody to eat. But he said that doesn't end there. He said, Jara also means it's like a flowing river of living water. En toe noem hy iets wat my in my binneste geruk het. Hy sê, that's why Psalm 1 verse 1 to 3 is so important. Not just for us as Jews, but for all Christians as well. Jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by Jara. En dan sal jy jou vrugte gee op sy tyd. Jou blare sal nie verwelk nie, etcetera, etcetera, etcetera. En alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit. Torah, Jara. Amen. Yes. Reg. Die woord bepeins is haga. Hy sê bepeins die dag en nag. Haga in Hebreëus wat dui op iemand wat homself oortuig van iets deur gedurig daaroor met homself te praat. Dis wat bepeins is. Wat moet ons bepeins? Die woord van God. Wat sê die woord van die Here aangaande jou storm in jou lewe? Wat sê die woord van die Here aangaande jou ongeloof, jou twyfel as kind van die Here? Wat sê die woord van die Here? Dis nooit 'n oordeel wat God uitspreek nie. Dis altyd 'n uitnodiging as ons maar net met hom kan praat daaroor. Here, ek glo nie. Ek kan nie glo nie, Here. Ek is ongelowig. Ek het my verwagting verloor. Ek het my geloof verloor, Here. Ek het my vrymoedigheid verloor, Here. Ek praat met U, help my hiermee, Here. En dan kan die Here simpel met jou begin praat wat ek het met hom daaroor gepraat. Amen. Soos 'n pa moet ferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Die grootste frustrasie wat ek gehad toe ek nog kinders in die huis was, ek weet daar's iets fout in sy lewe. En soms, weet ek ook wat dit is. So van die skool af kom, ek weet wat dit is. Maar ek wil hy moet met my daaroor praat. Sê ek, wat is fout? Ja, niks nie. Ek weet daar's iets fout. Ek kan sien daar's iets, kyk uit jou gesig, jy wil nie eens eet nie. Nee, ek is alright. Maar jy is nie alright nie, praat met my, sê net vir my wat dit is. En as die kind is met my begin praat, dan bring dit 'n vrede en 'n berusting in my hart. Soos 'n pa wat ferm oor sy kinders. Amen. Moenie vir mense sê hoe jy voel, jy sê oor God hoe jy voel. Jou gesprek met die Here hoe jy voel. Hoe jy voel oor dit wat jou getref het, oor die siekte wat in jy ly, oor die probleem wat jy in is, oor die foute wat jy gemaak het, om 'n lening te maak wat jy nie kan betaal nie. Praat met die Here daaroor, want dan kan hy met jou daaroor praat. Tweede meeste, belangrikste gesprek, om gedurig daaroor dan met jouself te praat. En kan ons nie met onsself praat oor ons probleme nie. Weet jy wat is die eerste ding wanneer ons praat oor ons eie probleme? Ons soek iemand wie se skuld dit is. Is die waar nie? Here, hierdie vrou wat jy my gegee het.
Sê jy, ek het daar nie veel gegee nie, jy het dan gekies. Amen. Ja. Die vrouens bid ons vir 'n tall, dark and handsome, né? Dan kom hy tall, dark and handsome, maar hy's 'n tall, dark and handsome vir baie ander vrouens ook. Dis die Here maar eet hom nog en sê, ja. Daardie boekpens, kaalkop, dis hom wat ek na jou pad toe gestuur het. Jy het hom nie eens raak gesien nie, maar ek het hom na jou toe gestuur. Amen. As jy hom gevat het, was hy nog steeds jou man en jy wat. Amen. Kan iemand, suster, kan jy sê amen? Ja. Jy weet, dat as 'n leerster wil sê, jy moet presies vir die Here sê wat jy wil hê. Kleur, grootte, dit wat ek met die Mercedes-Benz gemaak het, en wragtig daar staan, die regte kleur sit ek in die lot. En 'n E230. Nou, dis hy hierdie, dis my tall, dark and handsome. Wow! Agterna toe koop ek maar 'n Volkswagen Passat, wat ek kon bekostig. En ek het 5 jaar met die Passat gery, amper 300.000 kilos. Is die Here nie goed nie? Hy het my geen geld gekos nie, behalwe die brandstof en die onderhoud. Tjoe, ja, tall, dark and handsome. Is nie altyd van die Here nie. Iemand wat, nou, dis nou nie 'n aanklag teen die mooi mans, so ek kla myself nou nie aan die volgende. Okay. En dit wat die Here met jou praat in jou gesprek met hom, want jou gesprek met hom moet jy met 'n oop Bybel maak, met jou selfoon wat iewers lê waar jy vergeet het hy is. Want ons selfoon het so belangrik geword vir ons. Dat ons self ons gebede en ons praat met die Here onderbreek, net om te kyk wie soek my nou. Kyk hierdie TikTok. Ag Here, asseblief, ek het dit. Ons praat met God is 'n ernstige onderwerp, broeders, susters, luister jong mense. Begin met God praat, soos wat hy wil hê moet hom praat. Dan sal hy met jou praat, soos wat jy wil hê hy moet met jou praat. Bepeins dit, brom dit, mompel dit. En ons kan ons brom. Susters, kan jou man brom? Kan iemand sê amen, susters? Wie se man brom, kan ek jou hande sien, susters? Jy's bang, moet nie bang wees nie. Hierna gaan verander. Broeders, as die vrou wat brom, kan ek jou hande sien. Ja. Amen. Hy brom. Maar is 'n verkeerde brom daai. Ja. Ek sal jou wys, ou maat. My liefie. Wat soek jy onder die bed? Ek sal lê waar ek wil, want dit is my huis hierdie. Om hierdie brom. En broeders, weer praat die Here met ons wat ons dinge alreeds kan op. Ons brom met onsself, ons praat met ons chat onsself in. Die Here wil ons bedoel. Nadat ons met hom gepraat het, begin met jouself praat. Die dinge wat hy vir jou gesê het. Wow. Dit kan jou lewe verander. Amen. Kom ons gaan kyk na Paulus, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, sê die Here. Amen. Hy sê vir Joshua, moenie kyk na die sterk stede nie. Dis dinge daai wat waar is, daar was versterkte stede met hoë mure en soldate wat kon fight hoor. Sterk, daar's plekke wat ysterwaans gehad het. En as Joshua daarna begin kyk het, so vir die 10 ander verspieders gedoen het hulle nou nog nie Israel ingeneem. En as hy hierdie versterk, soos Caleb, wow, Caleb kom, ek het nog 5 jaar om te gaan. Caleb kom, hy's 80 jaar oud en sê, gee my die berge, ek sal hulle gaan doodmaak. Op 80-jarige ouderdom. Ek het te oud geword vir hierdie dinge. Sê wie? Amen. Right, dis nou goed. Kom ons kyk daar. Salag is daardie deurbreek en suksesvol voortbreek. Hierdie weer voorspoedig wees is salag beteken jy sal deurbreek, deur jou omstandighede breek en jy sal begin om suksesvol vorentoe te beweeg. Ek haas my. Reg, kom ons gaan aan daar. Goeie gevolg, sakal. Reg, kom ons gaan aan. Werk my knoppie of werk hy nie? Werk hy, goed. Ok, Dawid na Siklag, ek ken mos die storie daar, ek gaan nou die hele storie afvertel, Siklag brand en almal huil vir 'n hele nag, want die vrouens is weg en hulle kind, baie het nog gehuil oor opgewondenheid, maar ander het gehuil,
Hulle vrouens is weg en hulle kinders is weg en al die vee en beeste en die kraal is kaal en die dorp brand, Siklag brand en almal huil vir 'n hele nag lank. En die manne praat met mekaar oor hierdie dinge. En daarom as jy met mense begin praat of met jouself begin praat op 'n verkeerde manier, dan gaan jy die rede soek om hierdie toestand is waarin jy is. En hulle soek iemand om te blameer vir dit wat jy sê, dis Dawid se skuld. Kom ons maak hom dood. Kom ons stenig hom. En Dawid hoor op in die Bybel sê, hy was vreesbevange, hy was bang geweest, maar hy het homself begin versterk in die Here. Hy het met homself begin praat oor die grootheid van God, Here. Hierdie manne wil my doodmaak en ja, hulle kan. Hulle is gevegs, hulle is kampioene. Dis manne wat ek ken, hulle kan fight, Here. Maar U het my met 'n slingervel laat oorwin oor Goliat. Here, daar in die veld kan ek onthou as 'n klein seentjie, toe die leeu gebrul het hy vat 'n lammetjie weg, het ek agter hom aangaan, ek het hom in sy baard gegrip en ek het hom grond toe gepluk en ek het hom doodgemaak en ek het die lammetjie uit sy bek uitgevat. So praat hy met homself. Hy versterk homself oor wat die Here alreeds gedoen het. Praat met jouself oor dit wat die Here beloof het. Nie teenstaande ongeag in die toestand waarin jy jouself vandag bevind. Praat met jouself oor God, dit wat hy vir jou gesê het. En toe begin hy eers bid en sê, Here, sal ek agtervolg? Sal ek hulle inhaal? En sal ek alles terugbring? Ja, en die Here sê ja. Jy gaan agtervolg, jy sal hulle inhaal en jy sal alles terugbring. En ons Dawid daar alleen uit gegaan het, het dit gebeur. En almal sê, maar wat doen Dawid nou? Hy het sy swaard, hy het sy spies, hy klim op sy perd en daar gaan Dawid en almal gaan agter hom aan. Jou positiewe gesindheid in God se teenwoordigheid en baie ander mense ook tot redding bring, hoor. Reg, dis oor daai hele storie daar, ek haas my daar, hy het homself versterk in die Here, daar het hy Gazak by Dawid wat homself herinner het aan God se getrouheid en al sy beloftes. Reg, en Gazak, nou het homself aangespoor om dapper op te tree, omdat die Here God, wat hom in die verlede altyd gehelp het. Dis wat jy vir jouself moet sê. Here, ek kyk nie na die probleme nie. Ek luister nie manne wat my wil doodmaak nie. Ek luister na U. En dan die laaste gesprek. Jou gesprek met die vyand. Moenie met Satan probeer praat as jy nog nie met God gepraat het, self versterk het in die Here nie. Dan kan hy 7 seuns van Skeba. Is dit Skeba se reg? Hey, check hier, man. Hierdie ouens dryf duiwels, hulle sê in die naam van Jesus en bam, maar gaan die duiwel. Kom ons gaan hierdie 7 ouetjies kom pa. Ja, in die naam van Jesus gaan uit hom uit en die duiwel sê, vir Jesus ken ek. Van Paulus het ek al gehoor. Maar wie die duiwel is jy? En hy spring op daardie 7 seuns en hy trek hulle kaal uit. Hulle het gewond moes hulle weghardloop het. So moenie met die duiwel probeer praat voordat jy nie met God gepraat het en jouself vertrek het oor dit wat die Here met jou gesê het nie. Moet dit nie waag nie, want jy gaan verloor. Daarom is hierdie gesprek die derde belangrikste gesprek en moenie stil bly nie. As jy by die Here gehoor het, jy sit in 'n probleem, begin dan met jou probleme praat, want jou probleme praat onophoudelik met jou. Amen. Jou bankrekening wat leeg is, praat aanhoudend met jou. Is nie waar nie? Elke telefoonoproep is 'n oproep, waar is die geld, waar is die geld? Wie kan sê ouch? Moet nie dan die duiwel probeer uitdryf nie. Jou gesprek met God, jou probleme, jou vyand praat gedurig met jou. Dis tyd dat jy met jou vyand begin praat, maar alleenlik nadat jy met God gepraat het en nadat jy jouself versterk het in hom, met jouself begin praat het. 1 Samuel 17. Toe die Filistyne opkyk na Dawid en sien hy hom, het hy hom verag omdat hy gesien was, rooierig en met 'n mooi voorkoms. En die Filistyne vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met na my toe kom? En hoor wat sê Dawid, en die Filistyne het Dawid vervloek in sy gode. Verder sê die Filistyne vir Dawid, kom nou na my toe, dat ek jou vrees vir die voels kan voel. Maar Dawid sê vir die Filistyne, moenie luister wat jou probleme vir jou sê nie. As God met jou gepraat het, praat met jouself oor wat hy met jou gepraat het, en dan begin jy uit daardie fondasie met Satan praat. Maar Dawid sê vir die, jy kom na my met 'n swaard, en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, kan jy sê amen.
Die God van die dragorders van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou verslaan en jou hoof kan afkap en jou vlees vir die voëls kan stuur. Kyk net 'n bietjie Jesus se gesprek. Dis nadat hy met God gepraat het. En nadat die Heilige Gees hom gevul het, dryf die Gees van God hom uit na die woestyn toe. En Satan kom en hy sê vir Jesus, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Hy was bitter honger. Ek honger is die lang paaie wat ek soms ry, kan ek nie wag vir die volgende total stop, of 'n petrol one stop, of 'n mega stop nie. Want ek wil 'n chocolate en 'n coke hê. Dit laat my soms die verkeersreëls oortree. So verkeerd is dit. Ja, dis waar. Ek bly hier so in die Here, ek moet baie keer verskoning vra. Jy weet, hy sê, as u die seun van God is, sê dat ekskuus tog, klippe brode word. Maar Jesus antwoord en hy sê, wanneer jy probleme met jou praat, antwoord en sê wat God gesê het. Amen. En die duiwel sê, en hy sê, daar staan geskrywe. En die duiwel sê vir Jesus, as u die seun van God is, spring hier aan. Maar Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe. Dis 'n wonderlike voorbeeld vir ons. En die duiwel sê vir die Here Jesus, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg agter my, Satan. Upago, Satanos. Jesus het nie gesê, hey man, gaan weg. Ek is moeg, ek is honger, los my uit. Dis nie hoe hy dit gesê het nie. Want in die Grieks, in die Hebreëse taal, daar emosie in elke woord, man. Die konteks bring emosie, en Jesus sê vir hom, Upago, Satanos. Dit wat hy gesê het. Upago, Satanos, gaan weg, Satan. En kyk wat gebeur, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daar staan geskrywe, die Here my God sal voorsien in al my behoeftes, daarom sal ek hom dien tot in alle ewigheid. Ek gaan nie kyk vir omstandighede, ek gaan nie luister na mense nie, ek sal stil wees, want ek weet, die Here is my God. Upago, Satanos. Kyk wat gebeur. Toe het Satan Jesus verlaat. Hy het nie omgedrooi en net weggestap nie. Okay. Ek kom weer, as my so koortjie hier, sê ek weer met my, nee, dit is nie 'n koortjie nie, nee. Ja, okay. Ja. Daai verlaat beteken apihe, wat beteken huilend het hy weggevlug. Upago, Satanos. Toe daai woorde spreek, sê die Here jou God moet jy dien en hom alleen dien, het Satan huilend weggehardloop. Dis wat hy woordjie beteken. Moenie huil oor jou probleme nie. Begin met God praat oor. Moenie huil oor jou verliese nie. En almal wil blameer nie. Begin met God praat daaroor. En as jy voel jy sterk genoeg, hy het met jou gepraat en jy het met jouself gepraat en jy glo wat jy vir jouself gesê het, nie teenstand die omstandighede nie. Jy sien, wat jou oog gefestig op Jesus. Help jy bid. Jy bly jou oor vestig op die bankrekening nie. Jy wou vir die klik op jou foon vir geld wat inkom nie. Upago, Satanas. En hy het huilend, chankend weghardloop. Het jy al 'n hond gesien wat weghardloop chankend? Tjou, 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 tjou. Die ster is nie in die lug, die ster is jou onder sy been. Tjou, tjou, tjou. Dis hoe Satan weghardloop hier daar. Dis wat hy woordjie beteken. Daar woordjie apiemi. Yes, hy het huilend op vlug gestaan. Kyk wat gebeur toe. Ek maak klaar hoor. Ja, en julle goedjies in die oond gaan nie brand nie, moenie worry nie. En daar het engele gekom om hom te dien. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sal vannag in die skaduwee van die Almagtige.
Jy sal tot my roep en ek sal sê, hier is ek. Jy sal bid en ek sal jou antwoord, sê die Here. Ek sal engele stuur om jou te lei op 'n weg waar jy moet gaan. Hulle sal jou bewaar, hulle sal jou bewaak. Die pes sal jou nie tref nie, maar waar begin het? Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hulle het hom gedien. Jesus was honger, 40 dae en 40 nagte, sonder water, sonder kos. Hoe lank sit jy al met jou probleem? Hoe lang worstel jy al met jou situasie? Wat jy vir niks wil werk nie. Almal kom, jy leen 'n bietjie hier, en jy leen 'n bietjie daar, en jou skuld word dit groter, en groter, en groter, amen. En daar het engele gekom, en hom gedien. Daardie woordjie dien, is diakoneo. Diakoneo. Die engele het hom bygestaan, het hom krag gegee, en hulle het hom kos en water gegee. Dis vir hy woordjie diakoneo in hierdie konteks beteken. Is God nie groot nie? Is God nie groot nie? En hy sê, ek stuur engele aangaande jou. Hierdie 3 gesprekke, broeders, susters, jong mense, kan jou lewe onmiddellik verander. Begin te doen. Al vat dit vir jou 2 dae, 3 dae, 4 dae, en al sien jy nog nie uitkomste nie, dit maak nie saak nie, God is besig om te werk. Hy het gesê, ook vir jou vandag, agtervolg, jy sal dit inhaal, en jy sal in besit neem. Toe kom die disippels aan Jesus, ja, jy ken daai storie, né? Waarom kon ons nie die duiwel uitdryf nie? Ek het nie horlosie, so ek kan nie sien of ek oortyd is. Vergewe my as ek te lank preek vir julle hoor. Volgende keer sal ek my horlosie hier hê, en jy sal dop. Ja, 'n antwoord, hoe kon ons hierdie duiwel uitgedryf het? Die ander probeer, die pa en die ma bring daai kind wat met 'n duiwel beseet is, bring 'n maansieke sê hulle, né? Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê. Daai ou het groot geloof nie. Hy het net geloof soos 'n mosterdsaad. En as ek 'n mosterdsaad op hierdie mandjie laat val, gaan ons almal kom soek en ons gaan hom nie kry nie, want ek het hom al klaar binne die weefsel ingetrap. Maar maat, gooi 'n bietjie water oor hierdie mosterdsaad. En laat die son bietjie skyn oor hierdie mosterdsaad. Het jy gesien, maar hier, wat se onkruid kom nou hier op? Dis wat mosterdsaad geloof beteken. Die krag van God se woord. Die krag van jou gesprek met God en die krag van jou gesprek met jouself wat jou geloof opgebou het. En die Here kan dan nie anders as om jou te bel nie. Dan sal julle vir hierdie berg sê, wat is die berg in jou lewe, meneer, mevrou? Wat is daardie? Moet hom nie probeer klim nie, want nêrens in die Bybel probeer hom klim nie. Nêrens in die Bybel vat 'n graaf en beroer die weg uitvat nie. Maar kyk wat sê die Here. As julle vir hierdie berg sê, praat met die vyand. Gaan weg hier-vandaan daarna toe. En hy sal huilend, chankend soos 'n hond met sy sterktes in die bene weghardloop. Dit wat die konteks van hierdie vers beteken. Reg. Ja. Laaste ene, maak nie saak nie. Die Here kom met uitgestrekte arms na jou en my toe. En hy vra of hy vir Adam en Eva gevra het, my kind, waar is jy? Waar is jy? Laat jou probleem jou so oorweldig. Ek dink God is ver nie. Hy het ook vandag by jou deure geklop. En hy het uitgeroep, my kind, waar is jy? Praat met my. Praat met my. Praat met die Here beplan. Praat met die Here wie jy is en wat jy is. Praat met die Here hoe jy voel. Praat met die Here hoe jy graag wil voel. Praat met die Here oor dit wat hy in sy woord gesê het, wat hy sê, beproef my hierin. Praat met die Here oor die foute wat jy gemaak het, want hy sê, as jy wys en kort kom bid vir my, ek sal vir jou gee sonder om jou te verwyd. As jy daar klaar is, begin met jouself praat. My God is 'n God van oorwinning. Ek is 'n Dawid, ek is 'n Caleb. Amen. Ek sal vorentoe beer. Ek het my om God met die waarheid van God se woord.
Ek het die skild van geloof, ek het die swaard van sy woord, en ek beweeg vorentoe. Hoekom? Want God. Toe roep die Here God na die mense en hy sê, waar is jy? Ek wil so graag met jou praat. Ek wil so graag vir jou dinge sê, wat geen mens vir jou kan sê. Hierdie 3 gesprekke, broeders, susters, probeer dit. Jy hoef niks anders te probeer nie. En die Here gaan die omstandighede verander. Hoor my lied. Amen. Here, baie dankie dat U met ons praat. Dankie dat U ook vandag vir elkeen van ons hier sê, my kind, waar is jy? Kom praat met my, want ek het soveel dinge om met jou te praat. God jouself en staan op soos 'n kampioen, sê die Here. Ek wil jou seën, dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Praise God. Is dit die einde van die diens? Dan nog iets wat moet gebeur? Reg. Baie dankie vir 'n geleentheid wat U my gegee het om hier te wees. Mag die Here U ryklik seën met hierdie 3 gesprekke. Doen dit. Probeer dit. Jy gaan verbaas raak. Dankie, die Here seën U baie dankie.